Voor ons die woord van die Here gaan oopmaak, laat ons bid. Onse Vader wat in die hemel is, Here, U wat ook vandag hier is. Here, aan U behoort alle eer, alle lof, Jesus Christus. Here, U het dit goed gevind vanoggend om vir elkeen van ons weer lewe te gee, Here. Here, daar is situasies miskien vanoggend wat nie so gunstig is nie, maar Jesus, ek sê dankie dat U ons weer 'n kans gegee het om ons lewe te kan kom verander vanoggend, Here. Om ons lewe weer te kan omkeer na U toe, Jesus. En vanoggend glo ek hierdie gemeente, myself en Kleis is ons baie dankbaar, Here Jesus Christus, vir hierdie present wat U vir ons gegee het, Here, toe U seun vir ons gestuur het om vir ons sonde te kom sterwe, Here. Here, U is vandag hierso. Ek glo so, Here Jesus Christus, die Gees van God is hier. Maak die woord van die Here aanneemlik vir elkeen wat vanoggend hier teenwoordig is, Here Jesus Christus, sodat ons kan hoor wat U vir hulle wil sê, Here. Gebruik my, Here, sodat U naam geëer kan word. Amen. Geliefdes, ons teks kom vanoggend uit Jesaja 42 verse 1 tot 9. Ek lees uit die 1983 vertaling as julle Bybels by julle het. Hier is my dienaar. Ek stel hom aan. Ek het hom uitverkies. Hy geniet my guns. Ek laat my gees op hom kom. Hy sal my wil aan die nasies bekend maak. Hy sal nie roep nie. Hy sal nie hard skree nie. Hy sal nie sy stem op straat laat hoor nie. 'n geknakte riet sal hy nie afbreek nie. 'n lampet wat dof brand sal hy nie uitdoof nie. Hy sal my wil bekend maak soos dit is. Self sal hy ook nie uitgedoof of geknak word nie. Totdat hy my wil op aarde gevestig het, die eilande wag op wat hy hulle sal leer. So sê God, die Here, hy wat die hemelkoepel geskep en dit oopgespan het. Hy wat die aarde gevorm het en alles wat dit oplewer. Hy wat aan al die mense op die aarde die asem gee, die lewe aan alles wat op die aarde beweeg. Ek is die Here. Omdat ek getrou is aan my verbond, het ek jou geroep. Ek hou jou vas, ek beskerm jou en ek maak jou my verbond met my volk, my lig vir die nasies. Jy sal blindes laat sien, jy sal gevangenes uit die tronk bevry. Wie in die donkerte van die gevangenis sit, sal jy laat uitgaan. Ek is die Here, dit is my naam. Die eer wat my toekom gee ek aan geen ander nie. Die lof wat my toekom gee ek nie aan gesneede beelde nie. Wat ek vroeër aangekondig het plaasgevind. Ek kondig nuwe dinge aan. Voor dit gebeur, laat ek julle al daarvan hoor. Wat 'n geweldige stelling wat die Here hier aan sy volk in ballingskap gee. Die Here, die profeet Jesaja sê vir hulle wat die Here op sy hart gegee het en hy noem dit vir hulle. En ek hoor uit hierdie gedeelte uit, ek gee jou alles omdat ek die Here is. Julle, die afgelope preke het ons gepreek van Kersfees af, of as ek dit nou daarvan af kan opsom, dat Jesus gebore is, dat Jesus hier sit met elkeen van ons. Ons het 'n gebed gedoen, Here, dat die Here hom openbaar aan ons. Ons het gesê, Anno Domini, hierdie is die jaar van die Here. Ons het gepraat oor bekering, laat die Here se lig deurkom, sodat daar lig in elkeen van ons se lewens mag wees. En vandag kom ons gemeente en ons tema is 'n ander soort mag, geroep, gesalf en gestuur, diensknegt. Ek wil vanoggend vir my 'n oorpak aantrek.
Want as 'n mens so aangetrek is, kan jy nie 'n pik en 'n graaf optel nie. Ek dink as jy werk gaan soek by 'n bouer, by 'n kontrakteur, en jy's met 'n hemp en 'n das en 'n baadjie daaraan, sal daai bouer of kontrakteur vir jou uitlag. Gemeente van die Here Jesus Christus, vanoggend ons staan ons hier aan die begin van 'n nuwe jaar, aan die begin van 'n pragtige jaar. 'n Jaar waar ons ons verskille en ons situasies en ons ongemaklikhede wil kan eenkant sit en die Here Jesus Christus in ons lewe 'n kans kan gee. Julle, ons die kersliggies is weggebêre. In my huis is die kersliggies nog aan, want daardie kleintjie van my hou nog Kersfees. Ons geliefdes het teruggekeer. Hulle is terug huis toe. Ons is weer waar ons verlede jaar Januarie gewees het. Die Karoo is weer stil. Daardie diep en eerlike stilte wat ons ken hier in Oudtshoorn. Party van ons begin hierdie jaar met nuwe hoop. Ander met moegheid. Baie van ons met dankbaarheid. Ander met 'n knop in die keel oor gesondheid, 'n werk wat daar nie meer is nie, kinders droogte, die land, die kerk se toekoms. En dis juis hier aan die begin van die jaar waar die kerk Epifanie vier, waar die Here homself openbaar, maar vandag vier ons die doop van die Here Jesus Christus. En altyd wanneer die Here Jesus Christus iets doen, het hy nie 'n groot bohaai van dit gemaak nie. Want dit is nie, vir hom feeste was nie so belangrik nie. Redemption was vir hom belangrik. Hy's nie 'n lawaaimakerige Here Jesus Christus of koning of dienaar nie, maar 'n diep, betekenisvolle oomblik waar God sê, hy is my geliefde seun. Ek het hom vir julle gestuur, die hemele het oopgeskeur sodat elkeen van ek en u 'n regverdige kans, 'n tweede kans in hierdie lewe kan kry. So Epifanie, dit herinner ons aan hoe God hom aan onsself kom openbaar. Maar julle, Jesus kom openbaar hom nie in hierdie glorie en hy kom soos 'n koning nie, hy kom in diens. Hy kom in gehoorsaamheid, hy kom in sagmoedige mag. Ek verbeel my altyd so in my geestesoog, toe Here Jesus Christus met 'n donkie 'n stad binne gekom het. En almal het gewag vir hierdie koning wat miskien met 'n koets sal kom en hierdie 6, 7, 8 swart of wit perde. Maar dit herinner my elke keer dat Jesus wil hê ons moet in nederigheid dien. Julle vanoggend, ek kom agter die hele predikinge van ons as leraars, praat ons altyd oor die ou wat weggegooi is langs die pad. Die arme man, persone wat mense aan die dood afgestaan het. Mense wat altyd seer gekry het. Maar vanoggend laat my toe om vir die ryk man, om vir die welafman dankie te sê dat hy die bron is, deur God gestuur, sodat ons die wat seer gekry het langs die pad, wat nie het nie langs die pad, wat geliefdes aan die dood moes afgestaan het, wat eensaam is, daardie persone maak dit moontlik vir ons as dienaars om te kan gaan dien. En vanoggend gaan my hart uit na hulle en ek sê baie dankie. Want gewoonlik hoor ons hierdie preek wat Jesus se hart was. Dit was altyd Jesus se hart. Dit is vandag ook Jesus se hart. Maar die Here sê ook in sy woord, die son skyn oor elkeen van ek en u. My genade is nie net vir die wat swaar kry nie, maar ook vir die wat welaf is. Ek dink die woord welaf val nie in Jesus se woordeskat nie.
Maar die Here Jesus Christus plaas dit vanoggend in my hart, om te kan dankie sê, vir diegene wat het, en diegene wat hulle harte oopmaak, sodat ons wat in diens staan van die Here Jesus Christus, om die barmhartigheidswerk te kan gaan doen, om vir hulle vanoggend dankie te sê. Want is dit nie soms van hulle is nie, gaan hierdie kerk van ons nie die barmhartigheidsdiens kan doen nie. En diensbaarheid kom ook deur die hand wat gee. Julle maar om ons terug te bring na Jesaja 42, toe hierdie volk van ons, of van die Here Jesus Christus, is in ballingskap, en hulle is onseker, Israel sit hier op 'n plek, waar hulle gevangene is, waar hulle ingekort is. Israel se wêreld het in duie gestort, hulle land is van hulle af weggeneem. Julle die kerk waar hulle, die Here Jesus Christus, die tempel van die Here Jesus Christus, volgens Israel, is nou weg, en Jesus is nêrens te vind nie. Hulle het alles verloor. Hulle het hulle sekuriteit verloor. Hulle het hulle identiteit verloor. En dan vra hulle, soos menigte van ons vra, waar is God? Wie gaan vir ons red? En dan ons preek op Kersfees. Die Here Jesus Christus is hier. Hy is ek en u. Sy gees is binne in ons. Ons is Jesus Christus se dienaars met behulp van die bronne wat die Here Jesus Christus gestuur het deur mense wat dit kan bekostig om hulle hand in hulle sak te steek en te sê, hier is dit, gebruik dit tot eer van die Here Jesus Christus. Ons het seker almal, soos ons hier sit, wanneer daar verkiesing is, wag ons op hierdie persoon wat oudsoring gaan kom regryk. En dan net so, wanneer hierdie persoon verkies is, ons is bly en alles gaan weer aan, en net om so 6 maande in hierdie verkiesingstydperk te sê, wat just like hierdie ou kan nie sy werk doen nie. Hy was nie die persoon wat ons verwag het moet wees nie. Hy het nie inborste soos wat ek verwag hy moet hê nie. Hoekom sê ons altyd so? Want wanneer mense nie aan my behoeftes voorsien nie, aan my behoeftes voorsien nie, dan is nie die iemand wat ek voorgewag het nie. Maar ons, as 'n gemeenskap van Oudtshoorn, ons het 'n verantwoordelikheid teenoor mekaar, om ons leiers te kan ondersteun, het sy wat hulle besluite ook al is. Hulle besluite is altyd nie vir ons op daardie oomblik gegee nie, maar oor 'n breë besluit, en soms sien ons nie die breë prentjie nie. Niemand van ons het verstaan hoekom die Here Jesus Christus, wat hierdie magtige God is, moes kom sterf en moes kom ly nie. En tog het ons daardie majesteit, daardie krag, daai wonderbaarlike krag van die Here Jesus Christus, het die volk van Israel gesien. Maar glo my, hulle het iemand verwag, wat soms 'n bietjie mense kom wegvee. En ek dink elke bediening, of as ek dit nou kan noem in 'n kerkverband, verwag die gemeente dat ek en Dominee Abi ook soms daardie swepe moet uitdal en hierdie kerk en hierdie gemeente moet lei soos wat hulle wil hê ons moet hierdie gemeente lei. Dit gaan altyd meeste van die tyd oor die individualistiese uitkry wat ek gaan daarvan af uitkry. Dit gaan nooit oor hierdie gesamentlike uitkoms wat vir almal goed gaan wees nie. Dit is ek, dit is myne, dit is waaroor dit gaan. Maar die Here Jesus Christus, hy sê, ek kom vir julle almal en ek gee vir julle almal. God sê nie, wanneer hy iemand stuur en wanneer hy iemand oprig, hier is my generaal, kyk na my oorwinnaar. Hy sê,
kyk na my dienskneg. 'n Dienskneg. Ek dink ek sou die woord dienskneg vervang met bediende. Want dan sou dit meer krag dra. Dienskneg is so kerklik soewerein aan dit doen. Maar wanneer jy 'n bediende is, dan doen jy die werk wat die baas nie wil doen, of wil hê jy moet doen nie. Jy doen die werk wat die persoon wat jou in diens gestel het, nie wil doen nie. Ek het ook soms 'n huishulp wat by my kom skoonmaak, maar ek herinner my elke keer self aan myself dat daardie persoon is net so geskape soos ek deur die Here Jesus Christus. En ja, sy het 'n funksie om te verrig wanneer jy aangestel word as 'n dienskneg, as 'n bediende. Want wanneer ek in die koninkryk van die Here Jesus gaan staan, en dit is wat my toga vir my beteken. Ek wil nie die toga altyd aandra nie, want dit is vir baie mense soms vind hulle dit nie aanneemlik nie. Maar daardie toga is vir my 'n simbool vir van voete was, van mense se wonde skoonmaak. Maar omdat die Here Jesus Christus ons in 'n wêreld instuur en vir ons die tekens en die ervaring en die tools gee om te gaan bedien, sê die Here ook, gaan wees jy 'n Griek in Griekeland. Gaan wees jy 'n Oudtshoorn nie in Oudtshoorn. Gaan wees jy 'n Britston nie in Britston. Gaan wees jy 'n Bongoleto nie in Bongoleto. Die Here Jesus Christus, wanneer hy vir ons in diens stel, gee hy nie vir ons 'n teikengroep nie. Die Here Jesus Christus stuur vir ons in hierdie wêreld in om elke persoon, het sy wel af, het sy niks nie, stuur hy om ons dienswerk aan hulle te gaan gee. Want dit is wie Jesus Christus is. Julle, ons leef in 'n tyd van verlies, ons leef in 'n tyd van onsekerheid, in 'n Karoo dorp waar ons spanning voel tussen droogte en seën. Ek lees die Oudtshoorn koerantjie dat ons is op pad na die droogste tyd wat Oudtshoorn in baie jare terug gesien het. My asem slaan toe. Sommige van ons besef nie wat 'n impak dit op die arme gaan hê nie, die armes gaan hê nie. Van ons, my inkluis, ons maak die kraan oop en daar's water. Maar wanneer die watertenke gaan opdroog op plekke waar daar nie krane is nie, dan gaan dit problematies wees. De Rus staar vlak 6, of hulle is reeds op vlak 6, De Rus in Duisseldorp, waar die mense in autoriteit besig is om te besluit of De Rus moet beurtwater kry. Verbeel julle dat wanneer jy die kraan gaan oopdraai in die nag of in die aand, daar nie gaan water wees nie. En dan as ek bly dat ons 'n bestuur het in Oudtshoorn wat sê, kom ons doen die nodige voorsorg voordat dit gebeur. Maar waar kom die dienskneg van die Here Jesus Christus in? Ek en u, waar kom ons in? As ons spaarsamer te werk met daardie water, sodat dit nie vir hulle so moeilik kan wees om ons te laat voortbestaan nie. Sonder water gaan daar nie kos wees nie. Die boere gaan swaar kry, daar gaan nie opbrengste wees vir ons om aan die lewe te wees nie. Julle in Oudtshoorn, ons ken hierdie ongemaklikheid waar jy in 'n werk gestaan het verlede jaar en waar jou baas vandag vir jou sê, vir hierdie jaar vir jou sê, ons moet afskaal. Hierdie onsekerheid tussen hoop en moedeloosheid, tussen kerkbanke wat dunner word en die roeping wat nie kleiner word nie. Hierdie gemeente van Oudtshoorn moedergemeente is super geseën. Ons het 2 leraars hierso. En ons wil graag diensbaar wees aan julle.
Ek en Dominee Albie, ons sit Vrydag sit ons bymekaar en dan maak ons planne hoe om diensbaar vir hierdie gemeente te kan wees en ons maak ons dienste oop. Een van hulle is dat ons die kerk so vir so 2-4 ure 'n dag oop te wil hê. Sodat wanneer jy 'n bietjie onbevoeg voel om diensbaar te wees in jou gemeenskap, dan kom jy hiernatoe en jy bid vir die Here Jesus Christus deur sy diensknegt wat hy sal wees vir u om vir julle te ekoop om diensbaar te wees in die koninkryk van die Here Jesus Christus. Julle, Jesaja beskryf hierdie diensknegt vir ek en u. Hy beskryf ons op 'n vreemde manier. Hy sê dat ons nie sal skree nie. Ons sal nie ons stem in die strate laat hoor nie. Ja, dit is so in soveel kontras met dit wat in Suid-Afrika gebeur. Want wanneer ons ontevrede is met sekere goed, het ons hierdie manier om in die strate in te vaar en te gaan boikot. En elke keer het ons gesien dat dit nie die manier is nie. Elke keer is as wanneer ons tevrede is en ons wil ons stemme laat hoor en ons wil skree, dan maak ons stikkend en ons breek wat reeds opgebou is. God sê, wanneer hy ons beskryf as diensknegte van die Here Jesus Christus, is daar nie vertoon nie, daar's nie hierdie selfpromosie nie, en ons beklei ook nie, wanneer ons in 'n posisie staan waar die Here vir ons bring nie. 'n geknakte riet staan geskrywe in hier in Jesaja 42, hy sal dit nie afbreek nie. 'n dowwe lamp het nie uitdoof nie. Julle ken my hart. Dominee van Rooi dit is Dominee van Rooi se lese vir die afhanklike, vir die verslaafde. Ons gebruik hierdie woord afhanklike, dis 'n mooi woord, is die verslaafde, die addict. En nou, toe ek hierdie preek voorberei, toe kom ek agter wat dit regtig beteken wanneer jy in diens staan om sekere mense te kan help. Wanneer ons in diens staan van die Here Jesus Christus, is daar nie plek om te oordeel nie. Daar's nie plek om te sê dat deur jou eie toedoen het jy beland waar jy is nie. Jy help eers en dan educate jy. Ons is so geneig in hierdie wêreld om te sê my inkluis. Ek sal altyd my inkluis want ek is ook 'n mens. Maar ek streef na die geregtigheid van die Here Jesus toe. Ek streef na die volhoubaarheid in diens van die Here Jesus Christus. Ek het gepreek oor bekering en wanneer ons bekeer is na die Here Jesus Christus toe, dan breek jy jou rug vir jou naaste. Jy breek jou rug vir jou buurman. Jy breek jou rug vir daardie persoon wat nie dink soos wat jy dink nie. Jy breek jou rug vir daardie persoon wat nie eers vir Jesus ken nie. En vanoggend julle, is dit my pleidooi aan elkeen van ons wat hier sit, want ons elkeen is geroep as diensknegte van die Here Jesus Christus. En Jesus Christus was self daardie voorbeeld van ons. Dis nie nodig vir my om elke keer vir julle te sê hoe 'n Christen moet leef nie. Dit is net genoeg vir julle om terug te gaan na die Bybel toe en te gaan lees wat die Here Jesus se mandaat is vir elke gelowige. Ja, julle wanneer Jesus jou in mag sit. Ek wil nie sê mag nie. Wanneer die Here Jesus jou in diens sit, dan sit diens of mag wat nie breek nie. Dit is diens wat nie domineer nie. Dit is hierdie mag van die Here Jesus Christus is mag wat, as hy praat van mag, is dit mag van herstel en mag van nederigheid. Ek sou graag eendag wou gesien het
dat wanneer iemand nie volgens die Here Jesus Christus se wil optree nie, hoe die Here Jesus Christus daardie persoon moet straf. Want dit is wat ons mens wil soms sien. Ons soek leiers wat ruggraat het. Soek leiers wat kan sê tot hier toe en nie verder nie. En die Here Jesus sê vir ons, nee, draai jou ander wang. Julle, en dit is presies wat ons by die doop van die Here Jesus Christus sien hier in Matteus 3. Hy stap nie vorentoe as 'n koning nie, maar hy staan in die ry saam met sondaars. En toe die hemel oopgaan, toe hoor ons, hoe sê God, dit is my geliefde seun, oor hom verheug ek my. En wat direk hierna gebeur, is 'n koning wat gestuur word, nie met 'n triomftog nie, maar op 'n donkie, nie, wat nie woon in 'n paleis nie, maar wat 'n woestyn ingaan, om mense te gaan haal daar en te gaan red daar, die pad van gehoorsaamheid, die pad van diens. Jesaja sê, hy sal reg vir die nasies laat deurbreek. En hierdie reg is nie wetties, die koue wetties nie, dit is nie wraak nie. Dit is God se manier van lewe, waar die swak beskerm word, waar die gebroke raak gesien word, waar die donker nie die laaste woord het nie. Brueggemann skryf, God se geregtigheid kom nie deur geweld nie, maar deur volgehoue, getroue diens. Wanneer ons goed doen aan mense, is dit nie eenmalig nie. Wanneer ons 'n tiende gee aan die kerk van die Here Jesus Christus, is dit nie eenmalig nie. Wanneer ons lief hê aan vir mense, is dit nie eenmalig nie. Wanneer ons vergewe, is dit nie eenmalig nie. Ek hou van die woord volhoubaarheid. Daar moet altyd 'n contingency plan wees, en hierdie contingency plan is die Here Jesus Christus, wat gekom het, wat gebore is in hierdie sondige wêreld, wat doodgemaak is, wat gekruisig is, en wat weer opgestaan het, sodat elkeen van ek en jy 'n volhoubare diensbaarheid in elkeen se gemeenskap kan doen. En in Handelinge 10 word daar genoem, God het Jesus van Nasaret met die Heilige Gees en krag gesalf, en hy het rondgegaan en goed gedoen en almal genees wat onder die mag van die duiwel was. Ons moet hier oplet dat Jesus het rondgegaan, hy het goed gedoen en hy het bevryding bewerkstellig. Dit is die mandaat wat die Here Jesus Christus vir ons gee. Hy sê, gaan uit, gaan doen goed, bevry. Sê nie, gaan vra nie, hoekom het jy in hierdie posisie beland wat jy is? Ek moet nog werk aan hierdie ding van waar mense so voel, hulle het hierdie reg om ander reg te sê. Hy kom om te jaap, maar hy kom eintlik om te kom oordeel. Gemeente, hier kom die ongemaklike deel van ons teks vandag. As ons hier stop, kan ons sê, dankie Here vir my verlossing, maar Jesaja 42, laat ons nie daar toe om te stop nie. Want dieselfde God wat sê, ek het my gees op hom gelê, het ook die gees op die kerk gelê. Die gees van die Here Jesus Christus is aan elkeen van ons gegee. So wanneer ek kan goed doen vir die persoon wat nie het nie, kan u goed doen vir die persoon wat nie het nie. En weer eens sê ek dankie vir wat die Here gegee het vir persone wat het, wat ons kan help om vir ander te kan gee. Vandag gee die Here Jesus erkenning aan die mense, aan die persone, aan die maatskappye wat ons kan help om diensbaar te kan wees in die koninkryk van die Here Jesus Christus. Ek en u, ons is deel van Christus se liggaam.
Ons almal, soos ons hier sit, wat kyk, ons is gesalf. Maar wanneer jy 'n gesalfde is, het jy 'n opdrag. Jy kan nie, ek hoop my ma kyk hierdie streaming nie. My ma het altyd gesê, Gerald, ek dien die Here mos. Ek dien die Here hier waar ek is. Dien ek vir die Here Jesus Christus. Ek sê, mami, ek verstaan dit anderste. Verstaan dat wanneer jy die Gees van die Here ontvang het, dan gaan dien jy met daardie Gees van God en jy laat ander mense weer hoopvol voel deur die Gees van die Here Jesus Christus. Julle daarom vra hierdie teks aan die begin van 2026, waar tree ek en u op as tussengangers van God en ons, die mens? Waar dra ons lig in hierdie donker wêreld? Oudtshoorn, maak op jou hart, want die lig van die Here Jesus Christus is hier. En waar kan ons dan mense help om anders na hierdie wêreld te kyk? Waar maak ons tronke oop, sigbaar en onsigbaar? Waar vertel ons van vir die persoon, weet jy, Brendan, deur jou swaar kry, deur jou ongemak, is Jesus steeds daar. Maar ons moet net die wil hê om ons harte oop te maak, sodat die Here Jesus Christus vir jou kan sê, my kind, jy het alles om hierdie wêreld te gaan dien. Soms sê 'n gemeentelede vir my, of vriende, of kennisse van my, maar ek het nie teologie gaan studeer nie. Ja, jy hoef nie teologie te gaan studeer, wanneer die hele wêreld feesvier aan die herinnering van 'n verlosser wat gekom het nie. Dit is die key wat ek en jy elkeen het. Die hemelpoorte het oopgeskeur en die Here Jesus Christus het gekom en hy het ook vir ons daardie Gees van God gegee. Gemeente, ons is 'n kerk in Oudtshoorn. Ons ken droogte. Ons ken die gewag. Ons weet van geduldig wees. Ons weet van volharding. Ek het soveel ander tipe respek vir plaasboere wat plant, wat eers die grond bewerk en dan plant hulle en dan wag hulle, maak nat, en hulle is van die geduldigste mense wat jy kan kry, want jy plant nie en dan kom maar môre mielies of koring of whatsoever oop nie. En ek wil graag ook 'n bietjie leer van die ekologie in ons bediening. Maar daardie geduld is dit wat ons moet hê. Maar miskien is dit juis waar Jesaja 42 vlees kom word. Nie deur 'n lawaai nie, nie deur hierdie magspel nie, maar deur getroue diens. Geliefdes, God sê nie vir ons om hierdie wow persone te wees nie. Hy sê, wees getrou, wees volhoubaar. Hy sê, 'n geknakte riet sal hy nie afbreek nie. So wie is ek en u om daardie geknakte riet te wil afbreek? Wie het vir ek en u die mag gegee om te sê dat jy is nie goed genoeg nie? Wie het vir ek en u daardie mag gegee om te sê, deur jou doen en late mag jy nie hierdie bediening van ons bywoon nie? Wie is ek en u om met daardie mag wat die Here vir ons gegee het, om net die teendeel te doen wat hy sou gedoen het? Geliefdes, wie is vandag hierdie geknakte riete in Oudtshoorn? Wie se lig brand dof?
Gemeente, aan die begin van hierdie jaar hoor ons God se stem soos waters van Psalm 29. Kyk, my diensknegt, ek het my gees op hom gelê. En omdat ons in Christus is, hoor ons dit ook oor die kerk. Dat guns is aan elkeen van ons gegee. En God sê vir elkeen van ons, gaan en gaan dien. Moenie afbreek nie. Herstel. Moenie uitdoof nie. Steek daai lig aan. God werk nog. God herskep nog. Vandag, nou, deur ek en u. Amen. Jesus, soms voel ons dat ons nie equipped is om u dienswerk te doen, Here. Here, maar u sê in Jesaja 42, u stel vir ons aan. U sê, u laat die Gees oor ons kom, en ons moet dit in die nasies gaan bekend maak, nie deur 'n geskree nie, nie deur 'n geroep nie, maar deur volhoubaarheid en nederigheid. Here, vergewe ons as ons soms mense wil verwyder waar ons dink hulle nie behoort nie, Jesus Christus, want u sê u sal 'n gekrakter uitbreek nie, Here. Ons is jammer vanoggend as ons 'n lampie wat nog dof brand wil doodblaas, Here Jesus Christus. Maar ek kom vra vanoggend dat u ons sonde sal vergewe. En ek sê terselfdertyd dankie, Here Jesus Christus, dat u ons sonde vergewe het. En vanoggend, Here, sê ek ook dankie vir hierdie persone wat hulle tyd afgestaan het om in hierdie brande wat so gewoed het in Mosselbaai omgewings, Here Jesus Christus. Dat u hulle gebruik het en geëkoop het om diensbaar te gaan wees vir hulle medemens toe hulle dit nodig gehad het, Here Jesus Christus. Daar is steeds mense wat baie verloor het, my God, maar laat ons gaan diensbaar wees in watter mate ook al ons kan, Here Jesus. Here, vanoggend ek bid en ek sê dankie vir ons gemeentelede, dankie vir hierdie persone wat anonymous wil bly, wat so mildelik gee vir mense om te gaan dien. Baie dankie, Here, want op daardie manier is ook die ryk man, is hy ook diensbaar in die koninkryk van die Here Jesus Christus, en ek sê baie dankie vir dit, Here. Kom seën ons vanoggend, Here, en laat die woord wat uitgegaan het op vrugbare grond val. In Jesus naam. Amen.